Broers en susters, so vir 'n laaste keer vir hierdie week en vir hierdie jaar se Pinkstergeleentheid, baie welkom. En kan ek andermaal maar net weer vir jou dankie sê dat jy hier was en dat jy saam met my op reis is. Een ou vertel op 'n stadium die storie van as hy praat oor die kerk, dan sê hy dis soos 'n ma wat saam met haar kinders op die strand loop. En as 'n mens nou op die strand met die kinders loop, dan het jy altyd een of twee wat altyd vooruit hardloop. En dan is daar 'n paar wat by die persoon is en dan is daar altyd so een of twee wat nie sê agter geraak nie, maar hulle is daar aan die agterkant. En dan moet die ma vir die kinders wat vooruit hardloop sê, hoorie, stadig, ons is op pad. En die wat agter is, moet sy dan sê, kom julle, ons kan nou nie vir altyd vir julle wag nie. En ek vermoed dit is in die kerk ook so, dat ons maar geduldig met mekaar sal wees. In die kerk is dit so dat sommige mense in terme van hulle belewing en dalk miskien hulle kennis van die woord of wat dit ook al is hulle altyd so 'n bietjie vooruit. En dat 'n mens vir hulle moet sê, hoor jy, nie so haastig nie. En dan is daar ook die wat natuurlik vir wie 'n mens geduldig moet wees om te sê, hoor jy, kom. En so wil ek dan vanaand ook sê, is ons saam met mekaar op pad. En ek hoop en vertrou dat ek en jy wat op pad is, saam met mekaar op pad is, dat ons nie van mekaar sal vergeet nie. En dat ons ook aan die hand van hierdie prentjie wat ek gebring het, dat ons sal vas staan. Mekaar ook sal vashou. Mekaar nie sal vergeet nie. Die wêreld, ons het dit 'n paar keer hierdie week vir mekaar gesê, die wêreld maak dit nie vir ons maklik nie. Dit kan baie maklik gebeur dat ons mekaar verloor en dat 'n mens langs die pad ook geloof dalk miskien kan verloor en daarom het ons ook 'n groot verantwoordelikheid om ook saam met mekaar op pad te wees. So baie dankie dat jy hier was. Ek wil hoop en vertrou dat die dinge wat ek in hierdie week met jou gedeel het, nie net vir jou sal help nie, maar dat daar ook diepgang in jou geloof sal kom. En dat môre en oormôre wat vir my en jou voorlê, dat ons dit nie net met geloof en waagmoed sal tegemoet tree nie, maar ook aan die hand van dit wat ons vir mekaar kon gesê het, en wat ek net nou weer by gaan uitkom, is ons is nuwe mense. En ons is mense wat hoop is. En ons is mense wat op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het, sy sterwe, sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart en sy regeer aan die regterkant van die Vader, vir my en vir jou altyd blydskap sal gee. En vanaand dan sê ek en jy vir mekaar, ons is op pad na hom toe, wat vir ons plek gaan gereed maak het. So terwyl ons dan so sit, kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here ons ook andermaal vanaand sal seën. Here, wat baie keer vir 'n mens so lank en ver en selfs na 'n opdraande pad loop, dan ewe skielik, dan sien 'n mens die berg se top is net hier vlak onder jou neus. En so het ons hierdie week ook aangepak, Here. Ons het hierdie berg van geloof as ware begin uitklim.
En in ons op pad wees boontoe, kon ons telkens stil staan, nie om net boontoe te kyk nie om maar net 'n paar oomblikke te rus nie, maar telkens om te draai en die uitsig te geniet, om die nuwe lewe wat U vir ons bewerk het, te kon na kyk. Bietjie hoër te klim, weer te stop om te draai, en hoop, vaste hoop, lewende hoop, onwankelbare, onverganklike, vaste, lewende hoop te kon sien. Omgedraai, nog 'n paar tree boontoe geklim, gestop en omgedraai, en vreugde en blydskap gesien. Uitsig, verlange, maar uiteindelik ook uitkoms. Want wat help dit, Here, om hoop te hê en bly te wees, as daar op die einde nie uitkoms bestaan nie? En as ons vanaand die laaste paar tree tot bo gee om maar met 'n beeld te speel, Here, dan is dit om tot bo te kom, om te draai, en met verwagting te kyk na ewige saligheid. En so wil ons dan bid dat vanaand se geleentheid vir ons ook 'n mooi geleentheid sal wees. Dankie dat ons dit vanaand in U naam kan begin, en dat ons net nou maar ook vir mekaar met U seën kan wegstuur. U wat in U volheid elke oomblik van elke dag en nag by ons is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing hierdie lied wat gaan oor die atlete, né? Dis die op pad wees. Ek dink oor so 2 of 3 weke is dit Comrades. Daardie bekende wedloop wat tog so 'n mooi voorbeeld is van op pad wees, né? Van wegspring en swaar kry en op en af en krampe en sommer net 'n klomp goed wat op daardie wedloop gebeur. So kom ons sing hierdie lied saam. Oh
Nou dan vir die laaste keer vir hierdie week, lees ons 1 Petrus hoofstuk 1, en ek hoop dat as jy weer na hierdie gedeelte oor 'n jaar of 2 jaar of wat ook al weer na die gedeelte of by die gedeelte uitkom, dan gaan jy met ander oë daarna kyk en dalk miskien eendag oor 'n paar jaar as jy nog lewe en jy sit ergens in 'n diens en die persoon sê ons lees vanmôre uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 dan sê jy ja, maar ek ken dit, nee. Maar ek is bly ek kan vandag weer daarna luister want ten minste is daar iemand wat dan ook vanuit 'n ander hoek uit daarna kyk, maar ten minste het jy dan daardie oggend, hoop ek, het jy 'n voorsprong oor die ander mense wat saam met jou daai dag in die kerk sal sit. Maar ek lees hierdie gedeelte saam met jou. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. In hakies sê ek maar net, wederbaar, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Net daardie gedeelte, dan wil ek graag net vandag terugspring na die eerste prentjie toe. En dan wil ek graag begin om aan die hand van die laaste oordenking vir hierdie week met 'n beeld te werk. As 'n mens, so verstaan ek dit, as jy iets in jou tuin plant, 'n boom plant, dan kom jy op 'n punt wat jy die graaf nou omdraai en sy handvatsel vat, en dan stamp jy daardie grond vas. En waar jy aanvanklik gedink het, as jy nou geplant het, dat die grond mooi gelyk is, wanneer jy nou oral begin vasstamp, en of jy dalk miskien iets anders gebruik om vas te stamp, dan sien jy daar het spasie gekom, ek kan nog bietjie meer grond, kan ek bo opgooi, en dan stamp 'n mens dit wat jy geplant het, net nog so bietjie meer vas. Vir een rede, is dat dit wat jy geplant het, wil jy hê dat hy die beste moontlike kans sal hê om te groei. So as daardie boom wat jy geplant het, dan nou begin om regtig groot te word, en dat jy nou op 'n stadium besluit, maar ek wil net sommer so bietjie gaan
onder die grond kyk wat daar aangaan, dan sal jy agterkom of ontdek dat daar eintlik baie meer onder die grond aangaan as wat daar bo die grond aangaan. As jy dit wat jy geplant het, daardie boom wat jy, kom ons sê nou maar, die boom wat jy geplant het, as jy hom nie behoorlik vasstamp nie, en daar kom skielik in die nag, kom daar 'n wind op, dan moet jy nie verbaas wees as jy dan die volgende dag sien dat jou boom omgewaai het nie. En daarom het 'n mens nodig dat dit wat 'n mens plant, dit wat 'n mens insit, dat 'n mens ook nodig het om dit dan ook vas te stamp. En ek wil iets daarvan vanaand met jou kom deel. Ek gaan nie herhaal wat ek in die afgelope 3 aande met jou gedeel het nie, maar ek wil wel met jou kom deel, dat dit wat ons vir mekaar gesê het, dat vanaand eintlik dat dit op geen ander manier 'n poging is om net te kom vasstamp nie. Die basiese wat ons maandag aand by uitgekom het, wat ons vir mekaar gesê het gegaan oor die wedergeboorte, nee? Dat God in sy groot liefde en genade het aan ons nuwe lewe kom gee. En ons sê dit byna elke Sondag vir mekaar. Ons behoort dit in elke gesprek ook, waar ons ook al kom, met mense te deel, om te sê, dit is die werk van God. Hy wat ons nuut maak en wat ons oormaak. Waarvoor? Dit lê aan die grond van wat ons Maandag, Dinsdag en Woensdag aand vir mekaar gesê. Hoekom? Hoekom maak die Here ons nuut? Hoekom bewerk die Here hoop in ons lewe? Hoekom wil die Here hê dat ons blydskap in ons lewe moet beleef? Dit lê in vers 3 reg aan die begin. Sodat God al die lof en al die eer kan ontvang. Dis hoekom ek en jy hier is. En deurgangs in die taal wat Petrus in sy brief gebruik, is dit nie net aan die een kant die geleerde woorde wat ons het, dit kom in die taalkunde, die indikatief, met ander woorde, dit is die gegewe. Dit is wat dit is. God het ons kom nuut maak, vir ons die nuwe lewe kom gee. Maar daar's ook deurgangs die imperatief. En imperatief beteken, dis 'n opdrag. Dis iets wat aan ons toe vertrou is. En nou moet ons vanaand vir mekaar kom sê, as ons dan nou hier klaar maak, wat bly vir ons oor? Maar môre moet ons net nou maar teruggaan na ons lewe toe, môre moet ons leef. Baie jare gelede was daar ouens gewees, hulle het, as ek nou reg kan onthou, is dit die klomp stoïsyne gewees. Ek hoop ek het hulle naam reg, ek hoop dis die ouens. Hulle het op 'n stadium baie jare terug, klomp honderde jare gelede terug, hulle het besluit, hulle gaan op pale bly. Letterlik op pale bly, want hulle wil loskom van hierdie wêreld. Hulle wil nie meer in hierdie wêreld leef nie. Maar soos wat hulle op daardie pale geleef het hulle later agtergekom, maar ek moet ergens van die paal afklim en ek moet Spar of Checkers toe, ek moet gaan kos koop. Ek moet ergens afklim en by 'n kraan uitkom en vir my gaan water kry. Dis waar die Here vir my en vir jou geplaas het. Nie in
25 nie, nie in 1925 nie, maar in 2025. En of jy vanaand nou 80 is, of 83, of 64, of 30, of 24, wat dit ook al mag wees, dis hoe God in sy grootheid besluit het, dit is die tyd wat ek en jy op hierdie aarde sal wees. Hoekom? Tot sy lof en tot sy eer. As daar by 'n mens enige ander rede vir jou bestaan hier op aarde is, dan moet jy weer jou lewe gaan herbesoek. Hoekom is ek hier? Nou ons Christelike geloof is hierdie unieke geloof. Hierdie geloof wat gans anders is. Want elke ander geloof wat daar in hierdie wêreld bestaan uit hoofsaaklik twee goed. Dit is baie meer, maar ek reduseer dit tot twee dinge. Die eerste ding is dat ek verantwoordelik is vir my eie saligheid, vir die manier hoe ek leef. Dat deur goed te leef en die reg te leef, kom ons noem dit nou maar so, dat ek x aantal punte bymekaar maak, om seker te maak dat ek die ewige lewe sal beerwe. Die ander kant, of die tweede ding, in terme van elke ander geloof, is dat in my op pad wees om beter te word, is die uiteinde daarvan dat ek self 'n God word. Dat ek myself tot op 'n sekere punt as ware verhoog. Die Christelike geloof se andersheid lê daarin. Daar's niks wat ek en jy kan doen nie. Die enigste wat ons wel kan doen, is ons doen dit uit dankbaarheid. Dit wat reeds vir my gedoen is. En elke ander geloof werk met hierdie ding van, what's in it for me? By die Christelike geloof kom dit glad nie ter sprake nie. En nou sê ons vanaand vir mekaar, maar kom ons in ons lewe stamp vas, dit wat ons onder andere hierdie week met mekaar gedeel het. Dat ek en jy is 'n nuwe mens. Ons het dit nie geword omdat ons in die eerste plek so gekies het nie. Ons het dit geword omdat die Here in sy groot genade vir ons gehelp het dat ons oë kan oopgaan. En daarom is die lied waarmee ons elke aand, gaan ek net vinnig die woorde lees, is dat Here hou aan om met my besig te wees, sodat my oë aanhoudend kan oopgaan. Die feit dat ek en jy gewederbaar is, beteken nie dat die proses klaar is nie. Ja, dat ons 'n nuwe mens geword het, dit is so. Maar dis deel van ons op pad wees. Elke dag wat ek leef, is ek besig om dit wat ek in die woord leer, dat dit vasgestamp sal word. Hoekom? Want môre of oormôre gaan ek dit nodig hê. Môre of oormôre gaan ek by tye en by plekke in my lewe kom, waar ek gaan moet gryp na dit wat ek in die woord raak geloop het. En daarom het ek en jy nodig dat ons hierdie goed in ons lewe moet vasstaan. Sodat, wat sê Jakobus, dat ons nie soos 'n skip is wat daar op die see ronddobber en wanneer die wind kom en die golwe, dat ons heen en weer geslinger word nie. Maar dat ons in ons op pad wees, vas en seker op pad sal wees.
die einddoel van ons geloof. Wanneer 'n mens begin met 'n projek, wanneer jy begin met 'n reis, wanneer jy begin met 'n wedloop, dan is daar altyd die einddoel in gedagte. Waar wil ek uitkom? Dit wat ek wil studeer, wat ek wil bereik, wat wil ek eendag daarmee doen? En so is dit wat die geloofslewe aanbetref, is dit ook so, dat daar 'n einddoel sal wees, en die goeie nuus vanaand is dat waarheen ons op pad is, dit staan vas en seker. Die ewige saligheid wat vir my en vir jou voorlê, dit staan vas. Die aangrypende is dat ons in hierdie gedeelte dit kon gelees het. Ons het dit ook op 'n manier vir mekaar gesê, naamlik dat ons ook in bewaring gehou word. In ander woorde, die Here ken my en jou menswees. Die Here weet baie beter as ek en jy, dat op hierdie aarde en waar ons in sonde vasgevang is, dat ons bewaar moet word. En die beste wat ek en jy in ons lewe kan doen, is om oor te gee. Nou Petrus skryf so mooi, as hy sê, deur in hom te glo. Nou, in ander woorde, dit sê, ek is nie daartoe in staat nie. Ek beskik nie oor al die middele, lewensmiddele, hulpmiddele, om dit reg te kry, maar deur in hom te glo. En dit het ons gisteraand mos vir mekaar gesê, al sien julle hom nou nie, dat ons aan hierdie geloofswete kan vashou. Ons saligheid is en word in bewaring vir ons gehou. En dit is die einddoel van ons geloof. En wat gebeur? Dit vervul ons met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Die slim mense, hulle sal vir jou sê, as jy weet waarheen jy op pad is, dan is daar blydskap. As jy weet en as jy beplan vir waarheen jy op pad is, dan is daar blydskap. In die elke dag se lewe, as 'n mens weet dat jy wil, wanneer jy die dag, en ek praat nou maar net menslik gesproke, net dat 'n mens dit wat jy kan doen, dat jy dit so goed as moontlik doen, maar as jy beplan dat jy eendag op 60 wil aftree, en jy alles in plek plaas, dan is daar blydskap. Ja, aanvanklik, wanneer jy jou geld begin wegsit en wanneer jy jou beplanning begin uitleef, dan sien jy nie vreeslik baie wat gebeur nie. Maar hoe nader jy aan die einde kom, hoe nader jy aan die aftree ouderdom kom, en as jy gedissiplineerd was, dan sal jy ook sien hoe jou planne besig is om uit te werk. En dit vervul 'n mens met 'n onuitspreeklike, hoe sê 'n mens op die einde van die dag, hoe verwoord 'n mens jou blydskap wanneer 'n mens sien, maar die planne wat ek gemaak het, dit is besig om uit te werk. Nee, dit is nou nie altyd so eenvoudig nie, nee, maar julle sal verstaan wat ek vir julle probeer sê. En wanneer ons, die meeste van ons wat vanaand hier is, ons is by daardie laatstadium van ons lewe. Wanneer ons nog vir 'n laaste oomblik nog het om vas te staan, dit wat ons ontvang het. Maar dit wat ons vasgestamp het,
dit vervul ons met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, want hoekom? Want ons beleef ten spyte van wat die president van Amerika sê en ten spyte van wat die president van Suid-Afrika sê, ons het 'n onuitspreeklike vreugde, want ons weet aan wie ons behoort. Ons weet wie is die uiteindelike koning. Ons weet wie is die almagtige, en dit vervul ons met hierdie heerlike blydskap. Nou wil ek na 'n laaste prentjie toe spring. Ekskuus, anders moet ek nou by die liedere gaan hy begin speel. Martin Luther skrywe aan die hand van Petrus, en onthou ek het 'n paar keer vir julle gesê, as Petrus sy brief skryf, dan skryf hy vir mense wat verspreid woon, mense wat vervolg word vir hulle geloof. En nou sê Martin Luther van hierdie Christene in daardie tyd, die mense het seker na hulle gekyk en gedink, hulle is niks meer as bedelaars en hansworse. Dis arme mense. Dis mense wat deur die lewe uitgeskuif is. Dis mense wat 'n vreemde manier van lewe toepas. Dis mense uit wie daar iets na vore kom wat nie sin maak nie. Dis mense wat aan iets vashou wat jy nie kan sien nie. Dalk moet dit van my en jou lewe ook waar wees. Dat wanneer ons hoop uitlewe in 'n wêreld waar daar bitter min hoop nog bestaan. En as ons in 'n wêreld leef waar daar bitter min blydskap is, dan moet mense dalk ook na ons kyk en dink, ons is ook maar 'n klomp bedelaars en hansworse. Hierdie vreemdelingskap van ons moet maak dat ek en jy anders lyk, anders leef en anders optree. En dat as mense op die einde klaar gelag het, en as hulle klaar op ons neergekyk het, dat hulle éventueel sal sien, daar's iets in my en in jou, wat die moeite werd is. Nie goed wat van ons afkom nie, maar dit wat Petrus in hierdie gedeelte sê, 'n geskenk wat aan ons uitgedeel is. Mag die Here vir my en vir jou seën. Mag ons die einddoel van ons geloof heeldag en aldag raak sien. Mag ek en jy na vanaand weer opgewonde wees oor dit wat ons ontvang het. Mag en as dit môre by die werk sleg gaan. En as ek die voorbeeld van gisteraand kan gebruik, as dit nou dalk beteken dat jy donderdag se maandag beleef, dat hy baie blou is, moet tog nooit vergeet dat ek en jy is 'n nuwe mens nie. Dat ons 'n lewende hoop in ons het. En dat ons met blydskap kan leef, al voel dit nie altyd of jy blydskap en of jy vreugde wil uitleef nie. Mag die Here vir my en vir jou wonderlik en ryklik seën, sodat sy naam lof en eer sal ontvang. Ek wil 'n paar oomblikke van stil gebed vir jou gee, 'n paar oomblikke wat jy dalk iets vir die Here wil sê wat jy hierdie week gehoor het, iets wat jy dalk vir die Here wil vra, wat jy gehoor het, of wat jy beleef het, of dalk lyk dit wat ek met jou in hierdie week gedeel het,
dan lyk dit nie vir jou haalbaar nie. God is met my en met jou op pad. Maak jou hart oop in hierdie oomblikke. Ons Here en ons Hemelse Vader, dankie vir elke ontmoeting wat ons in hierdie week as gelowiges saam met mekaar en in U teenwoordigheid kon gehad het. Ons bely vanaand, Here, dat hierdie lewenspad maar sy draaie met ons loop. Dat daar baie op en affe is, en dat daar ook baie hindernisse is. Daar is ook so baie dinge wat deur die wêreld opgedis word as aanloklik. Wat gekamoufleer word, asof dit die werklikheid is. Dankie dat ons in hierdie week bietjie meer as kon stof afblaas. Dat ons verby die oppervlak kon gewerk het. En ons bid dat ons nuwe lewe in U en die hoop en die blydskap en die uitsig van 'n nuwe lewe, 'n lewe wat ewig sal duur, ook weer vir ons nuut oopgebreek is. Dankie dat ons in die jaar 2025 kon gaan kers opsteek het by hulle wat 2000 jaar gelede geleef het. En seën vir ons in ons eie oppad wees. En in hierdie oppad wees, help vir ons deur U Heilige Gees, en help vir ons deur mekaar se aanmoediging. Hand uitsteek na mekaar. Skouer indruk onder mekaar se skouers. Saam stil sit wanneer die ander een te moeg geraak het. Sodat dit alles
tot lof en tot eer van U naam kan gebeur. Hou ons vas, dat die geloof wat ons in Jesus Christus ontvang het, en deur die Heilige Gees aan ons geskenk is en 'n werklikheid gemaak is, dat dit ons vas en stewig sal laat staan in 'n wêreld vol onsekerhede. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou hierdie lied wat ons gesing het, is aan die een kant is dit nie net 'n lied om die lof van die Here mee te besing nie, maar dis ook ten diepste 'n gebed. U skyn oor almal. Almal. Selfs die ongelowiges. Maar ons as gelowiges bid, skyn op ons tot ons oë oopgaan. Dalk is ons oë soos 'n babietjie se nog net so 'n skreefies. Maar dis die gebed van 'n gelowige. Here, hou aan om te skyn, dat my oë kan oopgaan vir wie U is en wat U vir ons kom doen het, om ons vry te maak om voor U te lewe. En laat ons dan soos ligte in hierdie donker wêreld skyn, wat U naam verheerlik. Kom ons sluit af met hierdie lied. Maak ons vrij om te leven voor U.
kind van die lewende God. Jy en ek wat met lewende hoop vervul is. Jy en ek wat geroep is om blydskap te wees. Jy en ek wat op pad is na die einddoel van ons geloof, ontvang die seën van die Here en gaan elke dag in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees is by my en by jou elke dag totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn.